Spurgeon het gesê, hy het 4 gewoontes by Christene ontdek, waardeur hulle die seën van die Here in hulle lewens mis. En as ons hierdie gewoontes of gebruike toelaat om ongehinderd in ons lewens voort te gaan, maak dit ons pad donker en dit kom steel by ons. Dit beroof ons van die seën van die Here. En ek wil graag 2 vandag hanteer, en as dit die Here se wil is, maandag die ander 2. Die eerste het Spurgeon gesê, is om jou gebed in die oggend te verwaarloos. Dink vir 'n oomblik aan 'n persoon wat wakker word en die dag begin sonder om in gebed stil te word voor die Here. Hy is soos iemand wat sonder klere, ongewapend, sy vyand tegemoet wil stap. Hy is kwesbaar vir die vangstrikke wat vir hom gespan word. Hoe kan ons verwag om die gevare van die dag te hanteer, as ons nie eers die leiding en krag van ons hemelse Vader gesoek het nie? In Psalm 5 vers 3 sê die psalmskrywer, en ek lees vir jou soos hy hom in Engels geskryf het, In the morning, O Lord, you hear my voice. At daybreak I lay my plea before you, and wait in expectation. Jy sien die psalmskrywer, hy het die krag en die noodsaaklikheid van daardie oggendontmoeting met die Here verstaan. Dit was nie vir hom net 'n gewoonte nie. Dit was 'n verbinding wat die toon van die res van die dag bepaal het. Ek en jy, so skryf Spurgeon, bedroef die hart van God as ons hierdie heilige voorreg verwaarloos. Om sonder gebed die dag in te gaan, wys dit ons nog nie besef hoeveel ons hom nodig het nie. Dit wys dat ons dink ons kan alles self hanteer. En watter dwaasheid is dit nie? Want sonder hom kan ons regtig niks doen nie. Om in die môre stil te word in gebed is die eerste vrugte van die dag wat ons aan die Here offer. Dit bring die wierook wat na sy troon toe opstyg. Om dit te verwaarloos is nie maar net 'n gesindheid wat ons nalaat nie. Dit wys eerder wat is jou hart aan die gang. Hoe maklik kan ons die sorge van hierdie wêreld, die gejaag van ons daaglikse verantwoordelikhede toelaat om ons weg te trek van hierdie heilige voorreg. Die dag wat sonder gebed begin word, is soos 'n stuk grond sonder 'n heining. Enige iemand kan daar instap. Deur ons dag sonder ons aanvoerder te begin, om die gevegte wat nie teen vlees en bloed is nie, self te wil hanteer. Dit is 'n ramp. Want jy sien, daar in daardie stil ontmoeting met die Here, is waar ons krag vernuwe en ons harte versterk word. Kom ons maak seker, dat jy hierdie saak oor gebed verstaan. Dis nie 'n onnodige plig nie. Dis 'n geseënde voorreg, dat ons opstaan in die oggend, voor ons nog met iemand anders praat, eers met die Here stil word. Maar daar's 'n tweede gedagte, sê Spurgeon, wat vir jou kan kom beroof van die Here se seën, en dit het te maak met ontevredenheid in plaas van dankbaarheid. Hoeveel begin jy die dag ontevrede oor wat die Here gegee het nie? Wie in die gewoonte van ontevredenheid verval, is besig met die wortel van bitterheid. En as daardie ding eers begin groei, versprei dit sy gif na alles rondom jou. Daardie ontevredenheid begin deur te fokus op wat jy nie het nie, eerder as op die oorvloed wat jy wel het. Dit begin klein, maar dit groei tot opstand teen die Allerhoogste. Moenie die voorbeeld van Israel in die woestyn vergeet nie. Daardie aanhoudende gekla het die toorn van die Here ontlok, dit hulle seëninge weggeneem, dit hulle reis na die beloofde land verleng. Weet jy, die Bybel sê vir ons baie duidelik in 1 Tessalonisense 5 vers 18, ons moet in alles dankbaar wees. Ons moet nie net dankbaar wees nie, jy moet daardie dankbaarheid bring na die Here toe. So hierdie is 'n oproep om dankbaar te wees in alle omstandighede. Om te murmureer is om sy wysheid te bevraagteken. Dit is 'n sonde wat ons verblind vir die ontelbare maniere waarop die Here met sy werk besig is. Kom ons wees nie soos die Israeliete nie. Hoewel hulle die wonderlike dinge gesien het, het hulle self eerder in opstand gekom. Laat ons eerder opstaan in die oggend met harte vol lof, oë oop vir die seëninge wat rondom ons is. Ek wil hê, jy moet onthou, wees altyd deurbly, bid sonder ophou, wees in alles dankbaar. Dis die wil van God in Christus Jesus oor julle. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons het net na 2 sake gekyk, waarvan U nie hou nie. Geef vir ons die genade om erns hiermee te maak. In Jesus naam, amen.